Goeiedag Afrikaners, die wêreld oor, Afrikaans sprekende blankes. Ek wil net sê dat ek teleurgesteld is oor die algemeen met Afrikaners. Jy weet, Afrikaans is 'n pragtige taal. Ek hou baie van Afrikaans. Afrikaans is my taal. Maar ek voel, Afrikaners het Afrikaans sleg gemaak. Ja, u het my gehoor, liewe vriende en luisteraars. Ek voel Afrikaners het Afrikaans 'n vuil taal gemaak. 'n Taal wat mooi was, nou al hoe meer in 'n lelike taal gemaak. 'n Taal vir vloekwoorde en vuil woorde en vuil gedagtes, vuil dink en vuil praat en vuil doen, waar voorheen Afrikaans 'n mooi en beskaafde taal was. Jy kan amper sê 'n heilige taal, omdat die meeste mense, die meeste Afrikaners ten minste, wat Afrikaans gepraat het kerk toe gegaan en het met hulle tonge die Here God, die skepper van die heelal, aanbid in Afrikaans. Daar selfs Afrikaners wat sê Afrikaans is die hemelse taal. Maar ongelukkig voel ek, as elke Afrikaner op die aardbol vandag sou sterf, dat meeste van die Afrikaners Afrikaans sou praat in die hel. Hoekom? Omdat hulle God verlaat het en hulle rug op Jesus Christus gedraai het. Maar ek is nie net hier om te raas nie. Ek is hier om te sê asseblief, draai terug na die Here toe. Draai na die Here Jesus Christus toe. Afrikaner volk, Jesus is jou grootste behoefte. Daar is meer ateïste onder die Afrikaanse jong mense vandag, as wat daar nou ooit was in die geskiedenis van ons volk. En hoekom? Hoekom glo baie jong Afrikaners nie meer in Jesus Christus nie? Hoekom glo hulle nie meer dat die Bybel die woord van God is, dat die Bybel waar is nie? Hoekom glo hulle nie meer in God nie? Hoekom loop hulle nie meer kerk nie? Is dit nie dalk omdat hulle gesien het en iemand van 'n vorige geslag wat kerk toe gegaan het op Sondag, maar 'n sondaar was die res van die week? En dalk het die jong Afrikaners gesê, as dit 'n Christen is wat voorgee hy is mooi en skoon en leef 'n rein lewe op 'n Sondag, maar op 'n Maandag en op 'n Vrydag aand of 'n Saterdag aand is hy net so 'n groot kind van die duiwel as die mense wat glad nie kerk loop nie. Dan wil ek geen deel hê in hierdie toneelspel nie, hierdie speel kerk, hierdie maak asof ek reg is met God, hierdie maak asof ek 'n Christen is. As dit Christendom is, dan het ek geen nut daarvoor nie. Liewe vriende, ek sê jou, dis tyd dat ons op ons knieë kom en die Here pleit vir ons volk soos nooit van tevore nie. Dis tyd dat ons elkeen voor die Here breek en hom smeek, Jesus, seun van Dawid, wees my sondaar barmhartig. Het u op by die punt gekom waar u vir God pleit om vergifnis vir jou sondes? Niks en niemand sal ons volk red buiten God nie. As God nie ons volk red nie, luister asseblief Afrikaners,
reg oor die wêreld in watter land ooit jy jouself bevind. As God nie ons volk red nie, gaan ons volk nie gered word nie. Ons volk gaan verlore. En die mense speel kerk en hulle speel Christendom. Luister mooi. Hulle is geleentheidschristene. Geleentheidschristene. Christen wat hulle pas. Maar as hulle alleen by die huis is, of alleen op hulle selfoon is, wat is hulle dan? En dit is wat jy is in die geheim, wat God raak sien, dit is wat jy werklik is. So ek vra jy asseblief, Afrikaner volk, buig die knie voor die Here, en pleit om vergifnis. Ons kort die Here. Ek sou sê soos nooit van tevore nie. Want selfs tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog, wat ons volk deur 'n verskriklike tyd gegaan het, was ons volk nie in die geestelike toestand wat ons onsself vandag in bevind nie. Ons kort Jesus. Asseblief, sê saam met my bid vir onsself en vir ons volk. Here Jesus Christus, God van ons vaders, God van ons voorvaders, ons Here God, die Here van Bloedrivier. Ek aanbid U. En ek vra U asseblief, Here, God van Abraham, Isak en Jakob, wees ons volk, die Afrikaner volk, die boerevolk, wees ons asseblief, Here, barmhartig. Vergewe my sonde, Here, wat ek gepleeg het. Help my om rein te leef. Here, red my volk asseblief. Oortuig ons van sonde. Open ons oë, dat ons sien wie Jesus Christus werklik is. En dat ons sonde sien soos wat dit werklik is. Dat ons nou klaar maak met die dade van die sonde. Die bose demoniese dade wat ons hel toe lei. Bevry ons asseblief. Here Jesus Christus, ek roep U aan. En ek pleit U asseblief, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Wees my volk barmhartig. In Jesus se naam. Amen.